Vraag 3 op bladsy 275 is 'n uitstekende vraag wat handel oor maatskappye, die grootboekrekening en algemene verslagdoening. Jy gaan ook hier te doen kry met die terugkoop van aandele en die uitreik van nuwe aandele. Die vraag tel 70 punte en jy het 42 minute tyd daarvoor. Kom ons kyk wat vra die vraag. 3.1 Park Beperk. Die gegewe inligting het betrekking op Park Beperk, 'n publieke maatskappy gelys op die Johannesburgse effektebeurs. Gevra 3.1.1 Gebruik die gegewe inligting om die verdelingsrekening as ook die behoue inkomsterekening vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 op te stel en dit tel 18 punte. Nou kom ons kyk na die inligting wat vir ons gegee word. Onthou die verdelingsrekening moet jy toe ook kan neerskryf. Aan die kredietkant begin jy met die netto wins wat in die wins- en verliesrekening bereken is, dan word inkomstebelasting en gewone aandele dividende afgetrek om die behoue inkomste vir die jaar uit te werk aan die debietkant. Die behoue inkomsterekening natuurlik het 'n kredietsaldo, dan word daardie behoue inkomste vir die jaar daarby getel. Die enigste inskrywing wat in die debietkant kan verskyn is indien aandele teruggekoop is teen meer as die gemiddelde uitreikprys en dit sal dan vir jou die eindsaldo van bouinkomste gee. Kom ons kyk na die inligting. Nommer 1. Op 1 Julie 2015 was daar 50.000 aandele in uitreik teen 'n gemiddelde uitreikprys van R23.04 per aandeel. Toe op 1 Oktober 2015 is 'n verdere 10.000 aandele uitgereik teen 'n uitreikprys van R34.20 per aandeel. Dus het die gemiddelde uitreikprys verander na die uitreik van die nuwe aandele en dis die eerste berekening wat jy sal moet doen. Die 50.000 aandele wat in uitreik was teen daardie gemiddelde prys van R23.04, dit was 'n totale waarde van R1.152.000. Toe is daar 'n verdere 10.000 aandele uitgereik teen R34.20 per aandeel. Dit het 'n verdere R342.000 inkomste tot gevolg gehad. Dus as jy die totale bedrag waarvoor die 60.000 aandele uitgereik is, die 1.152.000 plus die 342.000 bymekaar tel, gedeel deur 60.000, dan kry jy die nuwe gemiddelde uitreikprys is R24.90 per aandeel. Hierdie is die nuwe gemiddelde uitreikprys nadat die nuwe 10.000 aandele teen R34.20 uitgereik is. Verder word daar vir ons gesê, op 1 Mei 2016 is 18.000 aandele teruggekoop teen 'n prys van R32.90 per aandeel. Nou onthou die gemiddelde uitreikprys is R24.90. Nou word die aandele teruggekoop teen R32.90. Dus gaan jy 18.000 aandele maal met die gemiddelde uitreikprys van R24.90. Dit gaan jy by die gewone aandele kapitaalrekening debiteer en die verskil, die R32.90 terugkoopprys minus hierdie R24.90 gemiddelde uitreikprys, die R8 maal 18.000 aandele gaan by behoue inkomste gedebiteer word. 'n Baie belangrike berekening dat jy die nuwe gemiddelde uitreikprys kan bereken en dan die terugkoopprys wat hoër is as die gemiddelde uitreikprys. Die gemiddelde uitreikprys word by gewone aandele kapitaal gedebiteer en dit wat dit meer as die gemiddelde uitreikprys is R8 by behoue inkomste. Daardie inskrywing sal ons nou doen. Kom ons kyk dan by die volgende, punt nommer 2, die interim dividend van 35 sent per aandeel is op 30 November verklaar. Nou baie belangrik, hoeveel aandele was op 30 November uitgereik? Daar was 50.000 begin van die jaar, 'n ekstra 10.000 op 1 Oktober, so toe was daar 60.000 en hierdie
18.000 aandele is eers op 1 Mei 2016 teruggekoop. Dus op 30 November 2015 was daar 60.000 aandele in uitreik. Dus die interim dividend is 60.000 aandele maal met daardie 35 sent per aandeel. Die interim dividend is R21.000. Verder word daar vir ons gesê, en die finale dividend is op 30 Junie 2016 verklaar, so dit is nadat die 18.000 aandele teruggekoop is. Nou hieronder, by die saldo's uit die na-insuiweringsproefbalans, kan jy sien, aandeelhouers vir dividende toon 'n saldo van 18.900. Dus, as ons wil weet hoeveel die finale dividend in sent per aandeel is, kan ons hierdie 18.900 deel deur 50.000 plus 10.000 is 60.000, minus 18.000 is 42.000 aandele wat in uitreik was. Dus as die finale dividend R18.900 is, gedeel deur die 42.000 aandele uitreik, dan was die finale dividend 45 sent per aandeel. Die vraag kon ek vir jou gesê, die finale dividend is 45 sent per aandeel. As jy dit dan gemaal het met 42.000 aandele, kon jy self die 18.900 bereken het. Dit is nie gevra nie. Dan punt nommer 3. Die behoue inkomsterekening toon 'n kredietsaldo van 274.100 op 1 Julie 2015. Dit was die begin van die finansiële jaar. Hierdie is dus die beginsaldo van behoue inkomste waarmee ons die rekening sal begin. En dan punt nommer 4, die inkomstebelasting vir die jaar. Die uitgawe vir inkomstebelasting is R336.000. Die belastingkoers is 28% op die netto wins. Dus kan ons sê, die netto wins voor belasting is daar die 336.000 belasting maal 100 op 28 en dit is R1.2 miljoen. En dit is waarmee ons verdelingsrekening gaan begin. Nou het hierdie inligting wat ons hier by 1, 2, 3 en 4 gekry het, kan ons die verdelingsrekening en die behoue inkomsterekening volledig opstel. Kom ons gaan kyk na ons verdelingsrekening. Onthou die verdelingsrekening begin altyd aan die kredietkant met daardie netto wins vir die jaar wat bereken is in die wins- en verliesrekening. En dit het ons sopas gesien, dit is daardie inkomstebelasting maal met 100 gedeel deur 28, want dit was die belastingkoers wat gegee is. Dus die netto wins voor belasting is R1.2 miljoen. Nou moet ons aftrek daarvan inkomstebelasting en gewone aandele dividende ten einde ons behoue inkomste vir die jaar te bereken. Nou die inkomstebelasting is mos vir ons gegee. Daar het ons 2016 Junie die 30ste, die inkomstebelastingbedrag is gegee in die inligting as R336.000. Die gewone aandele dividende. Onthou, dit is die totale dividend vir die jaar. Dit is dus die interim dividend plus hierdie finale dividend. Nou die interim dividend het ons uitgewerk as 60.000 aandele maal 35 sent per aandeel. Dis R21.000 en die finale dividend is vir ons gegee as 18.900, want dit is die aandeelhouers vir dividende saldo. Dit wil sê die finale dividend wat verklaar is, maar nog geskuld word aan aandeelhouers. Dus jou gewone aandele dividende wat ook afgetrek moet word van hierdie netto wins van ons. Die gewone aandele dividende bestaan uit die interim dividend van R21.000 plus die finale dividend van 18.900 en dit is R39.900. As ek nou sê, die netto wins voor belasting 1.2 miljoen, minus die belasting van 336.000 en minus die totale dividende vir die jaar van 39.900, dan balanseer ek hierdie rekening op daardie R1.2 miljoen wat jy daar sien,
en dit gee vir my 'n balanserende syfer, my behoue inkomste vir hierdie jaar, wat ek oordra na die bouinkomste rekening, 824.100, en dit is 'n volledige verdelingsrekening. Enige een van hierdie syfers kan as balanserende syfer gevra word. Hulle is lief om 'n eksamen vir jou daardie te gee, die wins, die belasting te gee, en dan die behoue inkomste vir die jaar te gee, en dan moet jy self die gewone aandele dividend bereken. Kom ons kyk na die behoue inkomste rekening. Daar is vir ons gesê, die behoue inkomste saldo op 1 Julie 2015, eerste dag van die jaar, was 'n kredietsaldo van R274.100. Ons begin dus die behoue inkomste rekening daar aan die kredietkant. Daar sien jy om 2015 Julie die 1ste saldo afgebring R274.000. Nou voordat ons hierdie laaste sluitingsoordrag doen om daardie bouinkomste vir die jaar by te tel, moet ons in gedagte hou dat daar gedurende die jaar op 1 Mei 2016 18.000 aandele teruggekoop is teen 'n prys van R32.90. Ons het uitgewerk, op daardie stadium was die gemiddelde uitreikprys per aandeel R24.90. Dus as dit teruggekoop is teen R32.90, dan moet die ekstra R8 wat betaal is as terugkoopprys, moet by die behoue inkomste rekening gedebiteer word. Daarom, as ons na die volgende kyk, daardie terugkoopprys van R32.90, gaan ons die gemiddelde uitreikprys R24.90 maal met die 18.000 aandele. Die gewone aandele kapitaalrekening sal gedebiteer word met R448.200, maar behoue inkomste sal gedebiteer word met die R32.90 terugkoopprys minus die R24.90 gemiddelde uitreikprys van die aandele, dis R8. 18.000 aandele is teruggekoop, maal R8, R144.000. Daarom by die debietkant van behoue inkomste hierdie baie belangrike inskrywing. Daar sien jy bank, en die datum is Mei die 1ste, 2016, Mei die 1ste, toe dit teruggekoop is, bank. Daar is 18.000 aandele teruggekoop. Die gemiddelde uitreikprys op daardie stadium was gewees R24.90. Die terugkoopprys is R32.90. Dus R32.90 minus R24.90 is R8. R8 maal 18.000 aandele is 'n bedrag van R144.000. 'n baie belangrike inskrywing daar aan die debietkant van bouinkomste. Nou kan ons sê, einde van die jaar, die bouinkomste vir die jaar uit die verdelingsrekening R824.100. Ons voltooi hierdie kredietinnskrywing daar by bouinkomste 2016 Junie die 30ste uit die verdelingsrekening R824.100. En nou kan ons gaan en ons kan hierdie rekening gaan balanseer ten einde die eindsaldo van bouinkomste te bereken. Nou as die kredietkant optel, dan kry ek daar 'n bedrag van R1.098.200. Dit moet ook aan die debietkant staan. Dus die saldo wat ek op 30 Junie 2016 oordra na die volgende jaar toe, is 'n bedrag van R954.200, en dit is waarmee die behoue inkomste rekening op 1 Julie 2016 sal begin, saldo afgebring R954.200. Hierdie twee rekeninge, baie belangrik dat jy hulle verstaan. Kom ons kyk na die volgende deel van ons vraag. 3.1.2 lewer kommentaar oor die likwiditeitsposisie van die maatskappy in 2016 in vergelyking met 2015 deur minstens 3 finansiële aanwysers in jou antwoord aan te haal. Nou onthou, jy ken die 5 likwiditeitsverhoudings hier by inligting nommer 5. Die volgende finansiële aanwysers is op 30 Junie bereken. En daar in groen sien jy
die 5 likwiditeitsverhoudings, die bedryfskapitaalverhouding, die vuurproefverhouding, die voorraad-omsetsnelheid, die debiteure invordringstermyn en die krediteure betalingstermyn. Die vraag vra dit net oor 3 kommentaar lewer, ons gaan sommer al 5 in ons antwoord noem. Sien jy die bedryfskapitaalverhouding was R1.90 se bedryfsbates vir elke R1 se bedryfslas. Dit het afgeneem na R1.30 se bedryfsbates vir elke R1 se las. Onthou jy noem die tendens en die syfers en jy kry jou punte. Dan die vuurproefverhouding was R1.10 se bedryfsbates sonder voorraad vir elke bedryfslas. Dit het verswak afgeneem na 70 sent se bedryfsbates sonder voorraad vir elke bedryfslas. Voorraad omsetsnelheid. Verlede jaar is voorraad 5 keer per jaar verkoop. Dit het verswak na 4 keer per jaar. Debiteure invordringstermyn. Verlede jaar het debiteure gemiddeld 50 dae geneem om ons terug te betaal. Nou neem hulle 60 dae. Dit het ook verswak of afgeneem. En die krediteure betalingstermyn, verlede jaar het ons darm 36 dae gehad om krediteure te betaal, nou net 30 dae, dit het ook verswak. So die likwiditeitssituasie het baie verswak. Kom ons kyk na die 5 verhoudings. Die eerste ene, en baie belangrik, noem die verhouding vir 'n punt, die bedryfskapitaalverhouding, noem die tendens vir 'n punt, het verswak, en noem die syfers van R1.90 tot 1 na R1.30 tot 1 en daar kry jy reeds 3 punte. In die tweede plek, as jy weet, die vuurproefverhouding is ook een van die likwiditeitsverhoudings, gaan jy 'n punt kry, die vuurproefverhouding. As jy die tendens noem, het verswak of afgeneem, en as jy die syfers noem van R1.10 tot 1 na 0,7 of 70 sent tot 1, gaan jy 'n derde punt kry. So daar het jy eintlik reeds 6 punte. Die volgende ene, die voorraad-omsetsnelheid. Weereens, as jy die likwiditeitsverhouding noem, en jy kan sien, jy weet voorraad-omsetsnelheid is 'n likwiditeitsverhouding, die tendens, as jy weet 4 keer per jaar is swakker as 5 keer per jaar, het verswak van 5 keer na 4 keer per jaar, 3 punte. Dan die debiteure invordringstermyn. As jy weet debiteure invordringstermyn is 'n likwiditeitsverhouding, 'n punt. Die tendens het verswak. As jy weet 60 dae vat langer as 50 dae om geld te ontvang van debiteure. Dit wil sê dis swakker, verswak van 50 dae na 60 dae. En dieselfde met die krediteure betalingstermyn. Ons betaal nou vinniger. Tendens het verswak van 36 dae na 30 dae. Hierdie kon eintlik 15 punte getel het. 1 punt vir die noem van die verhouding, 'n punt vir die tendens en 'n punt vir die syfers. En nou moet jy gaan en 'n algemene kommentaar lewer en jy kan sê die likwiditeitssituasie dis aansienlik verswak gedurende die afgelope finansiële jaar. Jy kan ook sê die maatskappy sal sukkel om korttermynverpligtinge na te kom, want dit is waaroor likwiditeit gaan. Die volgende vraag vra jy moet kommentaar lewer kommentaar oor die likwiditeitsposisie in vergelyking met die vorige jaar. In die derde plek, maak 2 aanbevelings aan die direkteure om die likwiditeitsposisie te verbeter. Nou natuurlik hou ons te veel voorraad aan, want hierdie vuurproefverhouding is minder bedryfsbates sonder voorraad as bedryfslaste. Die voorraadomsetsnelheid is stadiger, dus ons kan meer adverteer. Debiteure moet aangemoedig word om vinniger te betaal. Jy weet, dit is deur korting toe te staan of rentes te hef, en dan moet daar ook met krediteure beding word om langer te neem om hulle terug te betaal. Dus, minder geld moet in handelsvoorraad opgesluit word. Daar is te veel voorraad voorhande, en dit sien jy in die vuurproefverhouding. Volgende, verkope moet verhoog word deur meer en beter bemarking of advertensies te doen. Dit sal die voorraadomsetsnelheid verhoog en ook
veroorsaak dat daar minder voorraad voorhande is. Dus verkope moet verhoog word deur beter bemarking te doen, meer te advertensies te doen. Dit gaan die voorraad omsetsnelheid verhoog en ook help met hierdie eerste punt, veroorsaak dat minder voorraad voorhande is. Dan 'n baie belangrike een, debiteure moet aangemoedig word om vroeër te betaal. Debiteure moet aangemoedig word om hulle rekening vinniger te betaal. Hoe kry ons dit reg? Deur of korting toe te staan of rente te hef. En dan laastens, daar moet met krediteure onderhandel word. Daar moet met krediteure onderhandel word om terme te beding, sodat ons langer neem om te betaal, so dis terme te verleng sonder om korting te verloor of dat hulle rente hef. Baie belangrik dat jy nie te veel voorraad aanhou nie, dat jy voorraad omsetsnelheid probeer verhoog deur bemarking, debiteure aanmoedig om vinniger te betaal en met krediteure onderhandel vir langer terme. Ons volgende vraag 3.1.4 stel die balansstaat soos op 30 Junie 2016 op. Die notas tot die balansstaat word nie verlang nie. Bewerkings moet in hakkies getoon word sodat deelpunte verdien kan word. Let wel, neem ook die finansiële aanwysers in berekening. Nou kom ons kyk na die saldo's wat ons gekry het uit die na-aansuiveringsproefbalans. Daar het ons reeds ons tasbare of vaste bates teen drawaarde. Die vaste deposito R270.000, maar pas op, hieronder sien jy die vaste deposito bestaan uit 2 beleggings by Absa. Van hierdie 270.000 gaan 20.000 op 31 Oktober 2016. Dit wil sê dit is binne die volgende 12 maande verval. Die 20.000 moet jy dus wys onder die nota van kontant en kontant ekwivalente. Die res 250.000 gaan eers op 1 Mei 2018. Dit wil sê na die volgende 12 maande verval. Dit wil sê 250.000 is 'n finansiële bate. Dan word vir ons gegee voorraad 147.000. Jy kyk dadelik of daar nie ook verbruiksgoedere voorhande is wat hier bygetel moet word nie, en daar is nie. Krediteure kontrole, dit kom onder jou bedryfslaste. Die bankoortrekking moet bereken word. Kleinkas, maar die bank oortrokke is die kleinkas die enigste ander kontant en kontant ekwivalente wat bestaan. Aandeelhouers vir dividende 18.900, weet jy, is 'n las. Dit word onder bedryfslaste getoon. SID inkomstebelasting, 'n krediet, ons skuld dus R15.000 aan die SID vir inkomstebelasting wat te min betaal is, dis ook 'n bedryfslas. Dan die verbandlening by Netbank moet bereken word. Die debiteure kontrole word gegee as R139.100. Die vooruitbetaalde uitgawes, weet jy, is ook 'n bate en dit is 9.400. Dit sal ook onder handels en ander debiteure getoon word. Nou kom ons gaan kyk na die balansstaat. Onthou die vorm van die balansstaat moet jy ken. Die eiendom aanleg en toerusting of tasbare bates is vir ons gegee en dit kan ons bloot inskryf R2.176.500. Kom ons skryf eiendom aanleg en toerusting in. Dit is gegee as R2.176.500. Dan die finansiële bates, pas op, ja, die vaste deposito is R270.000, maar hiervan gaan 20.000 binne die volgende jaar verval. Daarom onder finansiële bates, die vaste deposito by Absa, ja, die vaste deposito is R270.000, maar hiervan gaan 20.000 binne die volgende jaar verval. Daarom toon jy slegs 250.000 as die finansiële bate. As ek bymekaar tel, 2.176.500 eiendom aanleg en toerusting plus 250.000 finansiële bate, dan is my nie bedryfsbates is 'n totaal wat jy daarbo kry van 2.426.500. Kyk ek na bedryfsbates, voorraad is vir ons gegee, dit kan ons net aflees, daar is die voorraad 147.000, want daar was geen verbruiksgoedere voorhande nie. So die 147.000 voorraad kan jy bloot inskryf. Dan handels en ander debiteure, debiteure kontrole 139.100 plus
daar was vooruitbetaalde uitgawes van 9.400. Dus die 9.400 moet ons bytel 139.100 plus die 9.400 en dit gee vir jou 148.800 rand. Laastens kontant en kontant ekwivalente. Daar is 3.000 in die kleinkas en moenie vergeet van hierdie 20.000 rand deel van die vaste repos toe wat binne die volgende jaar gaan verval. Dit maak ook deel uit van kontant en kontant ekwivalente. Dus jy die 3.000 rand kleinkas plus daardie 20.000 rand van die vaste repos wat gaan verval, jou totaal vir kontant en kontant ekwivalente 23.000 rand. En nou kan ons sê voorraad 147.000 plus handels en ander ontvangbare bedrag 148.500 plus kontant en kontant ekwivalente 23.000. Dit gee vir ons bedryfsbates van 318.500 en as ek nou die nie bedryfsbates 2.426.500 plus hierdie bedryfsbates 318.500 bymekaar tel, dan is my totale bates se waarde is 2.745.000 rand. En hierdie 2.745.000 weet jy moet ooreenstem met die ekwiteit en laste. Dus gaan ek dit sommer dadelik al hieronder gaan ek dit inskryf 2.745.000 rand. Nou kom ons gaan kyk na ekwiteit en laste. Die gewone aandele kapitaal en ekwiteit of bouinkomste. Nou gewone aandele kapitaal. Dit is mos eintlik vir ons gegee hier by die heel eerste deel van die inligting. Daar is vir ons gesê op 1 Julie 2015 was 50.000 aandele in uitreik teen 'n gemiddelde prys van R23.04. Dit sou 'n bedrag wees van R1.152.000. Toe daar bygekom 10.000 aandele wat op 1 Oktober uitgereik is teen R34.20. Dus het bygekom 342.000 gewone aandele kapitaal. Maar toe is daar teruggekoop 18.000 aandele teen 'n prys van R32.90. Ons steur ons nie aan daardie prys as ons dink aan gewone aandele kapitaal nie. Ons gaan die 18.000 aandele maal met die gemiddelde uitreikprys van R24.90 en dit is wat jy hier gesien het. Die gewone aandele kapitaalrekening moet verminder word met 18.000 aandele maal met daardie R24.90 die gemiddelde uitreikprys en dit is R448.200. Dus as ek kyk na hierdie gewone aandele kapitaalrekening, dan sal ek sê aan die begin van die jaar was daar 50.000 aandele maal met 'n gemiddelde uitreikprys van R23.04. Toe is daar gedurende die jaar uitgereik 10.000 aandele maal met 'n gemiddelde of met 'n nuwe uitreikprys van R34.20. En nou belangrik, afgetrek die 18.000 aandele maal met die gemiddelde uitreikprys van R24.90 en as jy daardie sommetjie doen, dan kry jy die saldo van die gewone aandele kapitaalrekening R1.045.800. Behoue inkomste is volgende deel van die gewone aandele kapitaal en ekwiteit en die behoue inkomste rekening het ons bereken die saldo R954.200. Hoe het ons dit gekry? Begin saldo plus hierdie jaar se behoue inkomste uit die verdelingsrekening minus die terugkoop van die aandele, die bedrag bokant die gemiddelde uitreikprys en so het ons daardie saldo bereken. Dus as jy in die balansstaat weer die hakkie wou wys, dan kon jy gesê het, dis die beginsaldo van R274.100 plus hierdie jaar se bouinkomste R824.100 en minus die terugkoop van die 18.000 aandele maal met R8. Behoue inkomste se saldo is 'n bedrag van R954.200. Dus
my totale gewone aandelekapitaal en ekwiteit, die 1.045.800 gewone aandelekapitaal plus die bouinkomste 954.200 gee my 'n totaal van presies 2 miljoen rand. Volgende wil ons weet ons nie bedryfslaste. Nou die verbandlening by Nedbank is nêrens vir ons gegee nie. Kom ons kyk eers na wat ons het. Bedryfslaste. Handels en ander betaalbare bedrae. Nou die gewone of die aandeelhouers vir dividende word dus nie apart gewys nie en ook nie die SI, die inkomstebelasting nie. Dus die krediteure en ander betaalbare bedrae bestaan uit krediteure kontrole van 160.000 plus hierdie aandeelhouers vir dividende 18.900 en plus die SID inkomstebelasting 15.000 rand. Kom ons gaan skryf dit in by handels en ander betaalbare bedrae. Jou handelskrediteer 160.000 plus die aandeelhouers vir dividende 18.900 en plus SID inkomstebelasting 15.000 beteken handels en ander betaalbare bedrae is 'n bedrag van 193.900. Die oortrokke bank is ook nie vir ons gegee nie. Daar is 'n vraagteken. Dus het ons nou geen meer inligting om die balans te voltooi nie. As ons hierdie oortrokke bank wil bereken en ons weet wat die totale bedryfslaste moet wees, dan kan ons bloot handels en ander betaalbare bedrae aftrek om oortrokke bank te bereken en van daar af kan ons weer sê hierdie 2.745.000 moet die totale ekwiteit aanspreeklikheid wees en as ek dan bedryfslaste en gewone aandelekapitaal en ekwiteit aftrek, dan kan ek so die nie bedryfslaste per balanserende syfer bereken. Nou onthou, daar is vir ons gesê die bedryfskapitaalverhouding, bedryfsbates tot bedryfslaste is R1.30 tot 1 of 1,3 tot 1. Dus as ek weet hoeveel die totale bedryfsbates is 318.500 en ek weet die bedryfskapitaalverhouding wat bedryfsbates tot bedryfslaste is 1,3 tot 1, dis vir ons gegee. Nou weet ek reeds my bedryfsbates is 318.500, dus kan ek bereken die totale bedryfslaste is 318.500 gedeel deur 1,3 en dit is 245.000 rand. Dus kan ek sê die bedryfslaste kan bereken word deur daardie bedryfsbates van 318.500 te deel deur 1,3 soos wat die bedryfskapitaalverhouding sê en so het ek hierdie 245.000 rand bereken. Nou as totale bedryfslaste 245.000 moet wees en hiervan is 193.900 handels en ander betaalbare bedrae, dan kan ek mos bloot sê die oortrokke bank is die 245.000 totaal minus die 193.900 handels en ander betaalbare bedrae en so bereken ek die 51.100. Laastens wat ek kort is om te sê as die totale ekwiteit en aanspreeklikhede 2.745.000 moet wees. Ek trek af die 2.000 gewone aandelekapitaal en ekwiteit, ek trek af die 245.000 bedryfslaste en so kan ek die nie bedryfslaste bereken. Totale bedrag minus daardie gewone aandelekapitaal en ekwiteit minus die bedryfslaste en so sien ek die nie bedryfslaste is 'n bedrag van presies 500.000 rand en dit sal ook die bedrag van die langtermyn of die verbandlening wees. En nou het ek die volledige balansstaat opgestel deur balanserende syfers te gebruik en inligting wat vir my gegee is. Uitstekende vraag om 'n balansstaat op te stel. Kom ons kyk na die tweede deel van die vraag. Auditverslag en besigheidsetiek gevra. Verwys na die volgende auditeursverslag wat aan Park Beperk uitgereik is en beantwoord die vraag wat volg. Nou daar sien jy in die inligting 'n onafhanklike auditeursverslag op 20 Maart 2016. Die doel, ons voer ons audit in ooreenstemming met
internasionale auditstandaarde uit. Die standaarde vereis dat ons die audit beplan en uitvoer om redelike versekering te verkry dat die finansiële state vry is van enige wesenlike verdraaiings. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die maatskappy-direkteure om dit op te stel. Ons verantwoordelikheid, dit is die auditeure, is om 'n mening oor hierdie finansiële state uit te spreek, gegrond op ons audit. En wat sê hulle nou vir ons? Auditmening. Na ons mening verstrek hierdie finansiële state in alle wesentlike opsigte 'n redelike weergawe van die finansiële stand van Parkbeperk, soos op 30 Junie 2016, as ook van die resultate van die finansiële bedrywighede en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, in ooreenstemming met internasionale finansiële verslagdoeningsstandaarde en ooreenkomstig die vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika. Dus, hierdie is 'n ongekwalifiseerde verslag. Niks hoef reg te stel te word nie. Ons kan tevrede voel. En hier het die auditeure geteken vir Sterren French, geregistreerde rekenmeesters en auditeure. Wat vra die vraag? 3.2.1 Wie is verantwoordelik om toe te sien dat finansiële state opgestel word? En daar is die antwoord vir jou gegee. Die finansiële state is die verantwoordelikheid van die maatskappy se direkteure. Dus daar op bladsy 288 onderaan, wie is verantwoordelik vir die opstel van die finansiële state? Die direkteure van die maatskappy is verantwoordelik daarvoor. Die volgende vraag, 3.2.2, aan watter hoofgroep persone sal die ouditeur hulle auditeursverslag rig en waarom word die verslag aan hierdie groep persone gerig? Onthou, dit word gerig aan die eienaars van die maatskappy. En wie is die eienaars van die maatskappy? Dit is die aandeelhouers. Dus, aan wie word die verslag, die auditverslag gerig? Dit word gerig aan die aandeelhouers. Hoekom? Die aandeelhouers is die eienaars van die maatskappy. Natuurlik wil hulle sien watter aanbevelings die auditeure gemaak het, want onthou dis hulle geld wat in die maatskappy belê is. Ons volgende vraag, 3.2.3, die auditeursverslag verwys na internasionale finansiële verslagdoeningsstandaarde, afgekort IFVS, verduidelik waarom auditeure die internasionale finansiële verslagdoeningsstandaarde in berekening moet bring wanneer hulle 'n mening gee. Nou onthou, ons wil state kan vergelyk met ander lande, dus dit is 'n vereiste van auditstandaarde en maak dat finansiële state van maatskappye met ander lande vergelyk kan word. Dit is 'n vereiste van auditstandaarde. Dit maak dat finansiële state van maatskappye aan internasionale standaarde voldoen. En nou die belangrike ding, en dus met die van enige ander land vergelyk kan word. Dis waaroor dit gaan. Jy wil verskillende lande met mekaar vergelyk en dus moet dit aan standaarde voldoen. Die volgende vraag, 3.2.4, moet die aandeelhouers tevrede wees met hierdie auditverslag? Gee een rede vir jou antwoord. Ons het reeds gesê, hierdie is 'n ongekwalifiseerde verslag. Daar's geen aanbevelings nie. Dus kan jy sê, ja, hulle kan verseker tevrede wees. Ja, daar word gesê dat dit 'n redelike weergawe van die finansiële stand van die maatskappy gee en skryf daar, dit is dus 'n ongekwalifiseerde verslag. Ongekwalifiseerd is die heel beste. Dit beteken niks hoef gekwalifiseer of verduidelik of reggestel te word nie. Vraag 3.2.5, ons tweede laaste vraag. Indien die auditeure nalat om hulle pligte na behore uit te voer, kan dit ernstige gevolge vir hulle inhou. Bespreek 2 voordele vir die aandeelhouers van Parkbeperk dat alle auditeure aan 'n professionele liggaam moet behoort. Onthou, die professionele liggaam is eintlik die waghond wat kyk dat auditeure gekwalifiseerd is en aan standaarde voldoen. Dus kan ons sê, die gedrag van auditeure moet altyd wees in ooreenstemming met hulle etiese kode. Dis die eerste deel wat ons noem. Die gedrag van auditeure moet ooreenstem met die etiese kode. Alle auditeure is geoktroeëerde rekenmeesters en hulle is verbind tot 'n professionele liggaam, SAICA, the South African Institute
for Chartered Accountants. In Afrikaans, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktroeëerde Rekenmeesters of SAIGR. Volgende, SAICA waarborg 'n hoë standaard van professionaliteit van ouditeure en ook SAICA waarborg hoë vlakke van vaardigheid en integriteit. Dus as 'n geoktroeëerde rekenmeester behoort aan SAICA, dan is hierdie gewaarborg as jy so 'n rekenmeester aanstel. Die laaste vraag, 3.2.6, Verster die ouditeursvernoot wat die audit by Park Beperk doen, gaan met T. Kem, die finansiële direkteur van Park Beperk trou. So die ouditeur het en die finansiële direkteur van Park Beperk is verloof en gaan trou. Sal dit die audit van Park Beperk op enige wyse beïnvloed? Gee rede vir jou antwoord en watter raad sal jy aan Verster gee? Nou ons kan nie sê dit sal verseker nie, maar pas op, hier is botsende belange. Dus noem, ja, ons dink dit kan 'n invloed hê. Hoekom sê ons so? Daar is botsende belange. Dit kan, ons sê dit gaan gebeur, dit kan die objektiwiteit van die audit in gedrang bring. En natuurlik onthou ons wil 'n onafhanklike audit laat uitvoer. Dit wil sê daar moet geen belang in die besigheid wees nie. Dit kan die onafhanklikheid van die audit kan dit bedreig. Die vraag is, watter raad sal jy aan Verster gee? Nou die eerste belangrike ding is, sy moet hierdie botsende belange verklaar. Verklaar die botsende belange voordat die audit begin. As daar dan besluit wil sy mag voorgaan daarmee, dan is daar nie probleem nie. Daar kan eerder iemand anders aangestel word as auditeure of T. Kem moet van werk verander, nie meer by parkhandelaars werk nie en dan sal Verster die audit kan doen. Hierdie vraag baie mooi, volledig. Ons het grootboekrekeninge gedoen. Ons het baie belangrik op die likwiditeitsverhoudings het ons kommentaar gelewer en ons het voorstelle gemaak om dit te verbeter. 'n volledige balansstatus opgestel. Maak seker die volpunte daarvoor kry en dan het ons 'n auditverslag ontleed. Direkteure moet finansiële state opstel. Auditverslag is gerig aan die aandeelhouers. Ons het gekyk na die belangrikheid van auditstandaarde, of daar tevrede kan wees met 'n auditverslag en dan hoekom moet 'n ouditeur aan 'n professionele liggaam behoort en pas op vir botsende belange. Gaan kyk weer na vrae rondom finansiële state van maatskappye. Hierdie gaan 'n lang vraag wees in jou eindeksamen.